Goeiemôre en baie welkom by nog 'n digitale diens. Vandag het die Here dit op my hart gelê om met jou te praat oor stilte tyd. En ek het hierdie gedeelte in die Bybel gelees, Markus 1 vers 35. Ek het eintlik 'n gedeelte uit 'n boek van Henry Nouwen gelees en toe het hierdie gedeelte oor my pad gekom. En dit het my aan die gang gesit, of die Here het my geïnspireer om met jou te praat oor stilte tyd. So kom ek lees vir jou die gedeelte. Markus 1 vers 32 tot 39. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van bose geeste was na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het gesond gemaak en baie bose geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitekant toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Maar hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Hy het toe gegaan dwars deur Galilea en hulle sinagoges gepreek en bose geeste uitgedrywe. So die versie wat my opgeval het is vers 35. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitekant toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Jesus het stilte tyd gehou. Dit het my gelei na Matteus 6 vers 6 toe, waar Jesus praat oor die heidene wat so baie woorde gebruik as hulle bid. En toe het hy gesê, nee, as jy bid, ga na jou kamer toe, maak die deur toe, en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Ek wil 'n paar opmerkings maak oor stilte tyd. Ek wil begin eintlik maar deur te sê, ek is glad nie 'n ekspert op die gebied nie. Ek is maar 'n bedrywige ouetjie, so ek self iets waarmee ek struggle, maar waaruit ek geweldig baie seën en inspirasie en wysheid put. So ek wil begin deur te sê dat stilte tyd vat moeite. Dit vra effort. Dit is harde werk. Die geestelike lewe is 'n geskenk. Is 'n geskenk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees se lig skyn oor ons lewe. Die Heilige Gees wys vir ons die koninkryk van God. Laat ons by die Vader se voete sit. Maar hierdie geskenk van liefde vra iets vir my en jou. Jesus sê ons moet ons beywer vir die koninkryk van God. Die ou vertaling sê, soek die koninkryk van God. Die Engelse vertaling sê, set your mind on the kingdom of God. Dit vat ywer. Matteus 6 vers 33. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Om die wil van God te soek, om sy koninkryk te soek, begin by jou binnekamer, by stilte tyd. En van daar af uit, gaan jy na die koninkryk toe. Dit is wat Jesus hierso gedoen het, want hy het vroeg die môre opgestaan, na 'n alleen plek toe gegaan en daar te gebid, en van daar af het hy uitgegaan na die nabygeleë dorpies toe en daar gepreek, en dwars deur Galilea en die sinagoges en bose geeste uitgedrywe. So dis waar hy sy krag gekry het. Dis sy plek van inspirasie gewees. Ek moet ywer hê om dit te wil doen. Ek moet 'n wil hê om dit te doen. Dit vat moeite. Kyk wat het Jesus vir sy disippels gesê in Markus 10 vers 23. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle, hoe moeilik sal mense wat ryk is,
in die koninkryk van God kom. Wat sê Jesus? Dit is moeilik om in die koninkryk van God te kom. Ek is ryk. Ek het 'n huis, ek het 'n kar, ek het dinge, ek het 'n familie. Ek is ryk. Die bekommernisse van die wêreld, geld, rekeninge, siektes, dinge, dit kom oor my. Dis moeilik om daai stemme wat so hard in my ore skree stil te maak, sodat ek die stem van God kan hoor. En dis net in stilte tyd, vroeg die oggend, vind ek. Almal verskil mos, waar ek in stilte kan sit, en hierdie stemme kan laat stil word, sodat ek die stem van God kan hoor. Dit vat oefening, so by the way. Jesus sê ook in Matteus 16 vers 24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, moet homself tweede stel, sy kruis opneem, hy moet sy issues face, en hy moet my volg, want wie sy lewe wil behou, dis in my lewe, met al my dinge, en al my goeders, en al my besittings, sal dit verloor. As ek te veel op dit fokus, gaan ek dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, met ander woorde, as ek op God en sy koninkryk fokus, en sy wil, dan sal ek dit terugkry. En dis wat ek wil hê, dis wat jy ook wil hê, is ek reg? Dissipline en die geestelike lewe gaan saam. Ek het in die begin van die jaar in die Eysterman deelgeneem, en ek het daar gekom en ek het gesien enigiemand kan aan die Eysterman deelneem. Glo my, ons was daar, ons was all shapes and sizes was daar. Maar die een ding wat die verskil maak is dissipline. Elke oggend, 4:30 opgestaan, om 5:00 buite te wees, om te oefen, te swem, fiets te ry, te draf. Dit staan in die Bybel so terloops, 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Ons as Christene, ons as kinders van die Here, ons kan nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Ons moet die wil van God soek, die stem van God wil hoor. God se stem is stil en sag. Toe God met Elia gepraat het, in 1 Konings 19 vers 11, was dit in stilte. Kom ek lees dit vir jou, maar die Here sê vir hom, kom uit, en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie, na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie, na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie, en na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan, en toe hoor hy die stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? So by the way, 'n baie goeie vraag. Wat maak jy hier, Elia? Wat maak jy hier, Henry? 'n geestelike dissipline van stilte tyd gaan ons leer om die sagte stem van God duidelik te hoor. God praat altyd, maar daar is soveel stemme wat in ons ore skree in hierdie wêreld. Kan jy dit betaal? Kan jy soontoe gaan? Sal jy hierdie ding kan doen? Jy moet hierdie ding uitsorteer, daai een is kwaad vir jou. Dat ons sukkel om die sagte stem van God te hoor. Om die stem van die Heilige Gees te hoor, want die Heilige Gees wil ons in die waarheid lei. Johannes 16 vers 13. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom,
aan julle verkondig. Henry Nouwen het my baie gehelp. Hy help my baie. Hy is lank oorlede, maar ek beskou hom as 'n geestelike mentor. Mag ek sê dat ek wil graag Jesus se disipel wees, maar Jesus het ook hierdie man gebruik as iemand vir wie ek na opkyk. En hy sê, ons moet verander from an absurd to an obedient life. From an absurd to an obedient life. Van 'n absurde lewe na 'n gehoorsame lewe. Absurde lewe na 'n gehoorsame lewe. Daar's baie dinge wat ons aandag aftrek in hierdie lewe wat in ons ore skree, so het ek nou al gesê. Ons kan God nie hoor nie. Ons is doof. Dan weet ons nie in watter rigting die Here ons roep nie. En ons lewe raak absurd. Die woord absurd is afgelei van die Latynse woord surdus. En hierdie Latynse woord surdus beteken doof. God praat altyd, maar ons het doof geword vir hom. Ons hoor hom nie, en dit maak dat ons 'n absurde lewe het. Hierdie lewe moet eerder 'n gehoorsame lewe wees, 'n obedient lewe. Die woord obedient of gehoorsaam is afgelei van die Latynse woord audeer, wat luister beteken. So, om van 'n absurde lewe waar ons doof is te verander na 'n gehoorsame lewe, beteken dat ons moet ons dowe ore oefen om oop te raak, sodat ons die stem van God kan hoor. En die enigste manier ons die stem van God kan hoor, is om in stilte en afsondering in God se teenwoordigheid te wees, sodat hierdie stemme kan stil word, sodat ons God se stem kan hoor. Jesus was altyd bewus van sy Vader. Hy was altyd bewus van die stem van sy Vader, maar al die mense het na hom toe gekom en sy het daai gedeeltes gelees en hy het siekes gesond gemaak en bose geeste uitgedryf en daar was so baie stemme wat in sy ore, dat hy het stilte nodig gehad om die stem van God te hoor. Die ene ore te wees vir Jesus. Dis ware gebed. Ware gebed is om te luister na God se stem, en dit vat moeite. Dit vat afsondering en stilte om God se stem te hoor. Alleentyd saam met God. Soos Jesus hierso. Kom ek lees weer daai vers 35. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitekant toe gegaan na 'n eensame plek en hy daar gaan bid. God is teenwoordig in ons lewe. Hy leef in ons, die Vader en Seun en Heilige Gees. Dit staan in die Bybel, of weet julle dan nie, dat julle lewe 'n tempel van die Heilige Gees is en dat die Gees van God in julle woon, in 1 Korintiërs 3 vers 16. Hy is aktief in ons lewe teenwoordig, maar ons moet ruimte skep om die stem van God te hoor. Dit is moeilik om stilte te kry. Dit vat moeite. Dit is moeilik om teenwoordig te wees. Die woord kontemplatief verwys na teenwoordig wees. Ons is altyd so ge-worry oor die dinge wat vir ons wag in die toekoms en die dinge uit die verlede uit bly met ons stoei. Ons sukkel om teenwoordig te wees. Ek lees in een van Henry Nouwen se boeke dat een van die groot vroeë Christen skrywers het die volgende storie vertel om hierdie te illustreer. Hy het gesê, as 'n man sy hele lewe lank geleef het met 'n huis met oop deure en hy het ewe skielik besluit om die deure van sy huis toe te maak, gaan al die besoekers wat so gewoond was om net in sy huis in te stap, nou by die deur staan en aan die deur hamer en klop en sê, laat ons in, laat ons in, laat ons in. Maar met tyd gaan hulle agterkom, die deure is nou eers vir 'n tydjie toe. En hulle is nie meer welkom om in te gaan nie. En so is dit met ons stilte tyd. So ons tyd saam met God spandeer, dan maak ons die deure toe vir al die dinge wat in ons ore skree, en ons stel ons in op die stem van God, en ons vra die Heilige Gees
om met ons te praat. En dit verander ons lewe. Dit is nie maklik nie. In die begin is dit moeilik. Ek wil weghardloop want ek wil nie met myself gekonfronteer wees nie. Maar as ek aanhou om dit te doen, dan raak dit iets waarna ek verlang. En dis die eerste teken van ware gebed. Die oomblik as ons besef, ons het dit nodig. En ons is nie alleen nie. God is altyd by ons. Ons moet net na hom luister. So kry jy 'n plekkie waar jy stil kan wees. Op 'n tyd wat die wêreld stil is. Stel jou in op die stem van God. Vat die woord, lees dit. Sê maar jy vat enige gedeelte in die Bybel, lees dit een keer deur, raak rustig, dink oor die gedeelte, lees dit weer 'n keer deur, kyk of daar nie iets is in die gedeelte wat God met jou praat nie. Lees dit 'n derde keer deur en spandeer tyd in stilte en praat dan met God. Ek weet, almal hou stilte tyd op verskillende maniere. Maar dit is maar die manier hoe ek dit doen. Daar is ook 'n baie goeie app op jou foon wat jy kan gebruik om jou te help om hierdie goed in te oefen. Die app se naam is Pray As You Go. Pray As You Go. Gaan kyk, dit is gratis. Dis beskikbaar, dis nie vir almal nie. Dis nie vir almal nie. Maar miskien kan jy dit doen. Later in die jaar gaan ons 'n gebedsretreat aanbied waar ons hierdie geestelike oefeninge baie oor gaan praat, baie gaan doen. Kyk uit na die gebedsretreat. Ons sal die datums ergens begin bekend maak. En dan kom jy saam met ons daarop en dan oefen jy dit. Kom ons bid saam. Here my God, roep ons in afsondering en stilte in, sodat ons u stem wat altyd met ons praat duidelik kan hoor, sodat ons u wil kan sien en u koninkryk kan bou. Dankie Here vir u groot genade in Jesus se naam. Amen.